Ek wil vandag net iets graag deel en na die eerste gedeelte van onbeantwoorde gebede en die aspekte wat moontlik dit kan verhoed, wil ek net graag 'n getuienis van 'n prediker lewer wat baie jare terug geleef het. En hierdie prediker het reg gedoen voor die aangesig van die Here. As hy dalk 'n sonde gepleeg het, dan het hy altyd op sy knieë voor die Here geval en om vergifnis gevra. En weet jy, hierdie persoon was nie hoogmoedig nie, en hy het regtig sy medemens lief gehad, en hy het altyd vir sy medemens en sy familie gebid, en hy het altyd die Here se guns vir hulle gevra. Maar op 'n dag kom die seun van hierdie prediker in 'n noodlottige ongeluk. En hierdie prediker haas hom na die ongelukstoneel toe en hy ween verskriklik oor sy seun wat afgesterwe het. Maar hy is ook kwaad vir die Here en hy vra vir die Here: Here, waar was U toe my seun in hierdie ongeluk was? Weet U, daar gelos, hy het 'n bietjie wegbeweeg van die Here af, omdat as gevolg van die kwaad in sy hart vir 'n baie spesifieke dag. En 'n tyd het verbygegaan en een oggend raak hy wakker en hy besluit dat vandag is die dag wat ek die Here gaan soek en die Here gaan vra hoekom dit gebeur het en hoekom ek al hierdie kwaad in my hart ronddra. En hy val in gebed, hy loof en prys die Here eerstens en hy soek ook die Here se antwoord om hom dan te help om deur hierdie saak te kom. Die Gees van die Here antwoord hom in sy gebed en hy sê vir hom: God was daar, maar waar was jou seun? En hierdie storie slaan hierdie prediker hard in sy hart. En hy besef dat, weet jy, hy het altyd soveel tyd met sy gemeente gespandeer om vir hulle te bid. En hy het altyd so tyd vir sy familie en selfs sy seun. Hy het so baie vir hom gebid vir bewaring en so voorts. Maar hy het nooit tyd met sy seun gespandeer en hom uit die woord uit gewys dat om die Here se beskerming en om die Here se goedheid te ervaar, moet jy jou wil in die Here plaas. En ek dink so, toe ek dit luister, dink ek so aan die woord wat sê dat jou aanhoudende sonde bring die dood voor. Ek wil net graag hierdie gedeelte met u deel en mag dit vandag vir u 'n onderrigting in u hart wees. En met die manier hoe u mense benader en vir hulle bid. En ook om hulle uit die woord uit te leer dat hulle besef dat hulle wil moet in die Here wees. Dit help nie hulle bid net nie, maar hulle wil is nie by die Here. Pastoor Gary, Brood en Water 5 minute woord groete. Amen.